Die boodskap, Numeri, hoofstuk 4. Die take van die Kehat-groep. Die Here het vir Moses en Aaron gesê, tel al die Lewiete tussen 30 en 50 jaar oud, wat deel uitmaak van die Kehat-groep. Dit moet al die families van hierdie groep insluit, almal wat diens kan doen in die tent van aanbidding. Hulle moet werk met al die voorwerpe wat spesiaal vir my diens op sy gesit is in die tent van aanbidding. Net voor die kamp opgebreek word, moet Aaron en sy seuns in die tabernakel ingaan en eers die voorste gordyn afhaal. Hulle moet dit dan oor die ark met die kliptafels daarin gooi. Bo oor die gordyn moet hulle 'n seil van gebreide velle gooi. Dan moet hulle alles met 'n groot blou doek toemaak. Daarna moet hulle die pale waarmee die ark gedra word, op die regte plekke insteek. Hulle moet ook 'n blou tafeldoek oor die tafel gooi, waarop die offerbrood is wat aan die Here geoffer word. Saam met die offerbrood moet hulle ook die skottels, die bakke met die wierook, die offerbakke en die kanne met die wyn wat geoffer word daarop neersit. Dan moet hulle 'n bloedrooi doek oorgooi en alles met 'n seil van gebreide vel toemaak. Dan moet hulle die pale insit waarmee dit gedra word. Hulle moet die kandelaar met sy lampe, tange, bakkies en kanne met olyfolie in 'n blou doek toedraai. Daarna moet hulle hierdie bondel in 'n gebreide leerdoek toemaak en dit op die draagbaar neersit. Dan moet hulle 'n blou doek oor die goue wierookaltaar gooi en dit met 'n gebreide leerdoek toemaak en die pale waarmee dit gedra word insit. Die res van die gereedskap wat in die heiligdom gebruik word, moet dan met 'n blou doek toegedraai word. Daarna moet dit met 'n seil van gebreide vel toegedraai word en op die draagbaar neergesit word. Nadat hulle al die as van die altaar afgevee het, moet hulle 'n persdoek daaroor gooi. Dan moet hulle al die gereedskap wat vir die diens by die altaar gebruik word daarop neersit. Die vuurpanne, hakke, grawe en bakke. Daarna moet hulle dit met 'n seil van gebreide vel toedraai en die pale waarmee dit gedra word insit. Wanneer dit tyd is om die kamp te verskuif, moet Aaron en sy seuns eers al die voorwerpe wat gebruik word om die Here te dien behoorlik toemaak. Eers dan kan die Kehatite dit kom dra na die volgende kamp toe. Hulle mag nie aan hierdie voorwerpe raak nie, anders sal hulle dadelik doodgaan. Dit is die Kehat-groep se taak wanneer die tent waar die Here aanbid word, verskuif moet word. Aaron se seun Eleazar is verantwoordelik vir die olie vir die kandelaar, die wierook, die graanoffer wat daagliks geoffer word en die olie waarmee alles gesal word. Eintlik is hy verantwoordelik vir die hele tabernakel. Verder het die Here vir Moses gesê, julle moet seker maak dat die Kehat-groep van die Lewiete nie doodgemaak word omdat hulle aan die voorwerpe geraak het wat op sy gesit is vir my diens nie. Wanneer hulle kom om hierdie voorwerpe te dra, moet Aaron en sy seuns mooi vir hulle verduidelik wat om te doen, sodat hulle nie dalk aan daardie voorwerpe raak nie. Onthou, die Kehatite mag nie eens naby die tabernakel kom, terwyl die priesters die voorwerpe gereed maak nie. Al sou hulle net vir 'n oomblik daarna kyk, sal hulle doodgaan. Die take van die Gerson-groep. Die Here het vir Moses gesê, tel nou al die Lewiete tussen 30 en 50 jaar oud in die Gerson-groep. Dit moet al die families insluit, almal wat diens kan doen in die tent waar ek aanbid word. Hulle werk is om algemene take te verrig en om al die swaar voorwerpe te dra. Dit sluit in die gordyne van die tabernakel, as ook die tabernakel self met die binneseil en die buiteseil van gebreide vel. Hulle moet ook die gordyne by die ingang van die tent waar ek aanbid word dra, as ook die gordyne by die ingang van die voorhof en die wat rondom die tabernakel en die altaar gespan is. Hulle is ook verantwoordelik vir al die voorwerpe wat vir hierdie doel gebruik word, soos die toue en die penne. Aaron en sy seuns moet seker maak dat die Gersoniete al hierdie pligte nakom. Dit is hulle werk om te besluit wat die groep moet doen. Aaron se seun Itamar moet kyk dat hulle werk doen. Die take van die Merari groep. Tel al die Lewiete tussen 30 en 50 jaar oud in die Merari groep. Dit moet al hulle families insluit, almal wat kan werk in die tent waar ek aanbid word. Hulle pligte is om die volgende voorwerpe te dra: die rame, die dwarslatte, die hoekpale, as ook die voetstukke van die tabernakel.
Verder moet hulle ook die hoekpale van die voorhof met hulle voetstukke en ook al die penne, toue en ander toebehore dra. Maak 'n lys waarin sekere voorwerpe aan spesifieke persone toegeken word. Die Merari groep val onder die toesig van Aaron se seun Itamar. Die totaal van al die leviete. Soos die Here beveel het Moses, Aaron en die leiers van die volk die 3 levitiese families Kehat, Gerson en Merari getel. Hulle het dit gedoen volgens al die families. Hulle het toe al die mans tussen 30 en 50 jaar oud wat diens kon doen in die tent waar God gedien word, opgeskryf. Die getalle was soos volg: Kehat 2750, Gerson 2630 en Merari 3200. Die groot totaal van al die mans tussen 30 en 50 was 8580. Soos die Here Moses beveel het, is hulle getel. Elke groep het ook 'n eie taak gekry om te doen.